Baie welkom by hierdie week se meditasie. Ons is besig om na te dink oor wat gebeur na verlossing. Verlossing is God se groot gebeure waarin hy oor ons mensdom ontferm het en in Christus Jesus na ons toe gekom het. Aan die kruis gesterwe het, verlossing bewerk het, maar eintlik gekroon is aan die kruis tot koning van hemel en aarde. En hierdie groot gebeure, verlossing, is Jesus se groot uitnodiging aan die mensdom om saam met hom op reis te gaan, 'n lewenslange reis, wat ons disippelskap noem. En die disippelskapreis is 'n reis van radikale karaktertransformasie, om so medewerkers te word van wat Jesus mee besig is nou, die koms van sy koninkryk, die deurbraak van sy koningsheerskappy in ons gewone wêreld. Ek het toe daarop gewys dat wanneer ons ja sê vir Jesus se uitnodiging, en daai uitnodiging moet ons so verstaan, dat Jesus eintlik elke dag by ons kom staan en ons uitnooi. En hy nooi ons uit om ons lewe te lewe onder sy koningsgesag en heerskappy. En as ons daarvoor ja sê, dan vertrek ons op hierdie lewenslange reis saam met hom. En daardie reis gaan deur verskillende seisoene. Daar is wonderlike lente en somertye, maar daar is ook herfsttye wat ons voel asof ons alles verloor. Maar dan is daar ook wintertye waarin ons sterwe. Dit kan die slegste tye van ons lewens wees. Dit was vir my die slegste tyd van my lewe, 2,5 jaar. Maar dit het geboorte gegee aan die beste tyd van my lewe. Omdat dit so is, omdat ons lewe nie altyd op cloud 9 is nie, maar deur die doldrums van die lewe gaan, deur herfsttye, deur wintertye, het ons reisgenote nodig. Ons het mense nodig wat saam met ons stap. Nou laat ek net eers hier sê, dat elkeen van ons is op ons eie reis. Jy kan nie op my reis wees nie, en ek kan nie op jou reis wees nie. Elkeen van ons reis op ons eie unieke manier, en daarom moet ons versigtig wees om mekaar se reise te vergelyk. Daarom moet ons versigtig wees om voorskrifte en resepte en raad te gee. Ons kan baie by mekaar leer, maar ons moet net respek hê daarvoor, dat ons elkeen op ons eie unieke manier reis. Maar as jy dit nou klaar gesê het, dan herinner Bonhoeffer, dan herinner Paulus, dan herinner Jesus ons, dat ons het mekaar nodig. Ons kan nie alleen reis nie. Ons het veilige ruimtes nodig, waarbinne ons kan funksioneer en kan reis. Ruimtes waarin ons onvoorwaardelik aanvaar word, waarin ons nie gejudge word en afgeskryf word en reggesien word nie. Ons het nie dit nodig nie. Ons het nodig veilige ruimtes waarin ons ervaar dat mense reguit vir ons ook met ons kan praat, maar ons veilig genoeg kan voel om eerlik te kan wees, broos te kan wees, net te kan sê hoe dit is en hoe ek dit beleef. En dan het ek ook natuurlik behoefte aan 'n gemeenskap wat my ondersteun en verantwoordbaar hou. Ons het nodig accountability. Nou, ek wil jou uitnooi om na hierdie skets te kyk, en ek wil die vraag vir jou vra: hoe lyk jou vriendskapsondersteuning op die reis op hierdie oomblik? As jy het vriende wat saam met jou reis, dan dink ek kan ons daarvoor jubel en juig en kan ons dankie sê daarvoor. Maar as dit nie is nie, wil ek jou uitnooi om te soek, vir Here te vra, maar ook self te soek na mense saam met wie jy kan reis. Niemand kan alleen nie.